maand voordat ek tot bekering gekom het ek vir die Here Jesus gevra of ek nie net my boek kan op die rak sit, want ek wil baie graag 'n boek op die rak gesit het in die library. En ek het 'n fotograaf gesien, ek het self studente gekry, ek het in die dak geklim van my woning, ek het die boeke uitgehaal, want ek gaan begin te boek skryf. Maar op hierdie spesifieke dag was my ma se suster begrawe, en dit was die Saterdag. En daardie aand, van na die begrafnis, het ek baie gevoel dat dit is my laaste. Maar wat gebeur in daardie dag was, toe ons die kus op die oop graf opdra, toe het ons op die planke geloop, op die groen mat, en daar het ek geloop en ek het getrap, waar veronderstel om plank te wees, en daar was nie planke onder my voete nie, en die mat het ingesak, met my been half weg in die graf in. En dit was vir my 'n teken dat ek volgende sal wees, as ek nie my knieë gaan buig nie. En 12:15 daardie nag het ek in die onklaar kombuis van my gegaan. Was my pa as getuie. Ek het vir Karen, my eksvrou, saam geneem. En daar het ons gebid, op ons knieë gegaan. Sy het gebid, my pa daar gebid. Ek kon nie bid nie, want ek het 'n knop in my keel gehad. En ek het op die Here se naam genoem, totdat die knop uit my keel heeltemal weg was. Ek kon net roep, Here, 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 totdat die knop verdwyn het. En daarna het ek opgestaan, en ek het vir Jesus gevolg tot vandag toe. Daarna, dieselfde nag, toe praat in my regteroor praat 'n stem. En die stem sê vir my,